Dit is nou tyd om geldsaake te bespreek en ons kyk spesifiek vandag na lewende anniteite en hoe dit inpas in jou beleggingsportefeulje. Thys gesels nou met Elizay Kutse van Everest Wealth. Goeiemôre Elizay. Goeiemôre Thys. Daar sê, so is selfs 'n bietjie lewende anniteite. Net vir die kykers daar buite, wat is 'n lewende anniteit? 'n Lewende anniteit is die beleggingsvoertuig wat jy natuurlik sal gebruik om 'n maandelikse inkomste van te verdien wanneer jy aftree. So wanneer jy daai tyd van jou lewe bereik, het jy natuurlik keuses. Normaalweg kyk jy na 1/3 waarvan R550,000 belas word teen 0 en dan die 2/3 opsie moet jy vir jouself 'n maandelikse inkomste meekoop. So daar kyk jy na lewensanniteite of lewende anniteite en ons gesels vandag oor lewende anniteite. Great, en sê gou vir my wetgewingsgewys, aan watse regulasies voldoen lewende anniteite? Hy voldoen aan die pensioenfondswetgewing, maar is nie regulasie 28 betrokke nie. Wat is regulasie 28? Daar's sekere fondsbestuuring wat toegepas moet word. So daar's verspreiding, regulasies wat in plek moet wees vir dit. En ons land natuurlik vereis dit. Ja. So dan oor regulasie 28 is voor aftrede. 'n Lewende anniteit is basies jy weet dan nou wat saam na aftrede. So dis wanneer jy begin inkomste trek. Ja. Okay. En as ons byvoorbeeld gaan kyk wat is die implikasie van inkomste? Sê jy mos 'n inkomste selekteer in 'n lewende anniteit. Wat se implikasies is daar as jy byvoorbeeld te veel trek? Kyk, jy verdien 'n sekere persentasie. So die wetgewing vereis, regulasie 39 van die pensioenfondswetgewing lees, dat jy tussen 2.5% en 17.5% inkomste trek. Dis nie jou opbrengs nie. So as jy kyk na wat jou fondse kan presteer, moet dit altyd in lyn wees om 'n tipe scenario te skep met jou finansiële adviseur of beplanner om seker te maak, jy weet, dit gaan my nie uitleef nie of jy weet, ek lewe nie noodwendig spandabelrig of ek kry te groot inkomste op die einde van die dag nie en dan hou dit jou tot en met sê maar as jy nou op 55 aftrek, dalk net tot 60. Ons kyk gewoonlik na dit hou ten minste tot by 90, 95, maar deesdae kan jy dalk 120 jaar uit. Ja, dis waar, nee. Ja. So met ander woorde, as ons kyk 'n lewende anniteit kan jy mos 'n inkomste selekteer soos wat jy sê. Een keer 'n jaar sit jy met jou makelaar en dan gaan kyk jy mos na jou uitgawes en jou inkomste wat jy die vorige jaar gehad het en dan kan jy dit aanpas. Met ander woorde, jy sê 'n vasgestelde tipe van groeipatroon nie. So maar jy's afhanklik van jou inkomste, jy weet, en natuurlik jy weet soos wat jou fondse groei aan die onderkant. Met ander woorde, kom ons sê argument sit al 'n praktiese voorbeeld. Nou het jy 'n kliënt uit 9% se inkomste per jaar wat hy moet hê. Hy het nie 'n ander keuse om dit te doen nie, maar sy fonds presteer byvoorbeeld oor die algemeen teen 8,5. Gaan daai persoon basies jy weet, gaan sy dan in haar kapitaal indelg of hy in sy kapitaal indelg met tyd? Ja, natuurlik. Ek meen as jy meer inkomste trek as wat jou fonds presteer, dan gaan jou kapitaal afneem. So dis belangrik om fondsbestuuring toe te pas. So daar's sekere fondse wat jy kan kies. ETF's, unit trust, beleggingsportefeuilles wat saamgestel is. So, jy weet, praat met jou finansiële adviseur om seker te maak dat hulle dalk vir jou 'n geldmandjie skep om jou jaarlikse inkomste in te bære, sodat jy nie noodwendig van die groeifondse se potensiaal kan verloor wanneer daai markte dalk af is om van daai fondse te onttrek nie. Jy is daai voorbeeld van kom ons sê daai aandele skommeling om te sê jy kan jouself nog steeds op die markte vind, maar sit jou inkomste eerder een kant en laat daai kant dan presteer. Maar kom ons sê daai kan presteer ook nie en jy kom dan na 12 maande en dan gaan jy moet aandele verkoop weer om jou inkomste te befonds en sien julle dit in praktyk? Ja, definitief. Dit is baie algemeen. Everest Wealth bied 'n amethyst lewende anniteit wat vir jou 'n bietjie meer, jy weet, uit die mark uitbring. Daar bied hulle vir jou standvastigheid en konstante opbrengs op 'n sekere fonds, is fondssamenstelling en ons skep ook vir jou geldmandjies. So wanneer daar enige veranderinge in die markte moet plaasvind, dat ons vir jou inkomste amper reserveer. So daar gaan nie enige aandele verkoop word om jou inkomste in die volgende jaar of 2 te laat markskommeling plaasvind of kapitaal verlore gaan nie. En natuurlik is daar ook inflasiebeskerming betrokke met hierdie produk. So na 5 jaar termyn het ons 'n bietjie van 'n booster wat ons bysit daar wat net vir jou, jy weet, die ekstra inkomste voorsien. Jy weet, enige iets, alles gaan op die einde van die dag. Natuurlik. Weet jou normale belegging of jou fondssamenstelling laat dit nie toe om dit ook ingebou te hê nie, maar Everest Wealth bied dit wel. Okay. En dan Elizay, om af mee te sluit, kan 'n mens byvoorbeeld as jy by die groen of die blou of die oranje maatskappy is en jy's klaar in 'n lewende anniteit, kan jy dit oorplaas na 'n ander lewende anniteit? Is dit moontlik en is daar koste betrokke?
Daar's geen koste betrokke van een lewende anniteit na 'n ander lewende anniteit deur middel van 'n produkverskaffer nie. Daar's ook nie belastingimplikasies nie. So jy kan jou fondswaarde oordra van een verskaffer na byvoorbeeld Everest Wealth en net aangaan met jou inkomste. En op hersien of verjaarsdagdatum kan jy natuurlik jou inkomste aanpas. Wil jy nou meer of minder verdien? En ons doen ook vir jou 'n illustrasie om seker te maak jy weet dit is wat jy gaan kry op die einde van die dag sodat jy 'n ingeligte besluit kan neem. Nee, great. So dan wanneer die call to action is hier is eenvoudig, jy kan die woord belê SMS na 45906 of jy kan na hulle webtuiste toe gaan everestwealth.co.za waar jy dan na adviseur kan klik en daai persoon sal dan ook met jou kontak maak rondom jou aftreebeplanning. Nou Thys en Elizay, ek wil nou weer hier inspring met 'n vraag, 'n interessante storie wat ek raak gelees het, want albei van julle is geregistreerde, ek weet nie wat gaan aan vanoggend met my en Pieter nie, geregistreerde finansiële adviseurs. So ek het 'n baie interessante storie raak gelees rakende die gedragsowerheid vir die finansiële sektor, wat streng wil optree teen finansiële smaakmakers, of soos wat die meeste mense hulle ken, influencers, wat sonder magtiging advies gee of produkte bemark. Ek dink dit raak nogal 'n groot probleem deesdae. Maar volgens nuwe reëls moet hierdie smaakmakers of influencers moontlik aan dieselfde vereistes as gemagtigde finansiële adviseurs voldoen. En ek sien die owerheid is so bekommerd oor waninligting en die risiko van finansiële slenters. Gerard van Deventer van die owerheid sê ook enige persoon wat finansiële advies gee oor 'n produk sonder magtiging oortree die wet en kan ondersoek en optrede in die gesig staar. So my vraag is nou om dit dalk net 'n bietjie net vir 'n bietjie meer duidelikheid, wat is die vereistes waaraan 'n finansiële adviseur moet voldoen? Also ek dink wat dit eenvoudig so baie belangrik maak en ek is amper bly dat die FSCA 'n stap in die regte rigting invat, veral rondom smaakmakers en natuurlik om potensiële beleggersprodukte te pand op hulle platforms en dan daai basies goedkeuring te kan vrylaat en dan dink mense hulle kan daarin wat saam belê en dan dink jy mense selfs op 'n sekere stadium ja daai mense is self daarin belê om net uit te vind maar hulle is nie eers in daai skema belê nie, maar hulle vertel ja hier's maanskyn en rose. So ek dink dit is briljant dat dit moet gebeur. En natuurlik ook die feit dat jy kan nie, ons sê dit soveel kere, jy kan nie finansiële advies kry rondom 'n braaivleisvuur nie of in jou haarsalon nie en wat nog meer van 'n influencer op die einde van die dag wat net likes en wat some sharing doen en geen finansiële advies wil gee nie, want hy is nie geakkrediteer om finansiële advies te gee nie, maar mense val tog daarvoor. Julle sê julle in praktyk kry julle baie? Ja, definitief, dit is 'n groot nou-nou. Kyk, ek mag feitelike inligting deel, maar dit is soos om 'n tydskrif deur te blaai en advertensie te lees. Dis feitelike inligting. Ja. Maar op die einde van die dag, wanneer jy advies gee, sê belê hier want dit en dit en dit en redes waarom en hoekom en jy weet 'n illustrasie byvoorbeeld om te sê ek stel hierdie en hierdie fondse voor is glad nie goed nie. Nee. Ja. So met ander woorde, elke ou is anders. Hoe kan jy nou een tipe ja, produk voorstel aan duisende mense en sê dis presies dieselfde, ja. en dit is baie hartseer want ek bedoel mense glo hierin. So met ander woorde is jy 'n basiese influencer is en jy volg hierdie persoon en die volgende dag gaan sit hierdie persoon hierdie produk vir jou neer en dan jy verloor amper daarin van ja, dis nommer 1 dis te goed om waar te wees, nommer 2 om jou adviseur te gaan raadpleeg en nommer 3 om verdere navorsing te doen rondom die offering wat gemaak word, want jy glo so in daai persoon, jy weet dat jy in eenvoudigheid jy's amper blind gestaar en ek bedoel ons het dit nou met soveel skemas gesien veral nou in die laaste paar maande wat afgespeel het, as gevolg van AI, as gevolg van jy weet influencers, as gevolg van mense wat video's maak wat hulle self voorgee as kundiges, maar hulle antwoord byvoorbeeld net klagtes. Hulle is nie in die produk self nie. So en dit laat my selfs dink aan sosiale video's wat gemaak word van 'n sekere persoon wat in die stort was. Jy weet en hy het finansiële advies gegee rondom klippies. Ek bedoel se mense moet luister en mense moet uitkyk vir hierdie goeters. Maar julle sê jy self 'n CFP wat natuurlik weet 'n ekstra gekwalifiseerde adviseur is in die mark, is dit belangrik basies weet om daai kwalifikasie te bekom en hoe gebruik jy dit in praktyk? Kyk, op die einde van die dag is dit nie net 'n produk wat ek voorstel aan my kliënt nie. Ek doen eintlik beplanning en daarna gaan kyk ek by verskillende produkverskaffers om te kyk waar pas jou behoefte in dit in. So, jy weet, finansiële adviseurs is ook kundig, maar jy weet, ek gaan nie die verdere stap hier om beplanning toe te pas, holistiese beplanning toe te pas. Ek doen illustrasies, ek doen voorbereiding. Ek maak seker op die einde van die dag, jy weet wat, hier's 3 verskillende produkverskaffers, hierdie een is die beste en dit is waarom. Ja. En natuurlik is dit so belangrik om presies te weet waar jy belê. Ja. So
So daai transparency is my amper so belangrik, want ek bedoel transparency is maar op die einde van die dag amper vir my beter as selfs consistency, want as 'n ou ten minste weet waarna jy belê, dan weet jy ook wat jy kan verwag en dan kan jy daardeur kan jy ou mos sy consistency begin te create. Maar ons sien dit ook soveel kere, jy weet dat ou mense, veral met ou geld, jy weet, is die mense wat val vir hierdie tipe van skemas. En ja, mense kry sware, mense moet meer uithaal, mense moet meer wat gaan spandeer, want dit is maar lewenskoste, dis inflasie, dis rentekoersverhogings. Dit was COVID wat nou nog 'n hit het op baie mense se portefeuilles. En dan gaan hulle vir hierdie tipe van skemas. Maar dan kry jy nog steeds mense wat sê ja, maar 10% plus is nie moontlik nie. Wat dink jy? Wel, die beleggingsstruktuur en die fondse het dit uitpresteer. Ons het natuurlik wisselvalligheid wat die norm is, maar gaan kyk, dit word wel behaal. So is dit nou waar of is dit nie waar nie? Die syfers wys dit. Maar ek sê altyd, jy weet, enigiets hier tussen, jy weet, sou gaan kyk byvoorbeeld inflasie plus 7, inflasie plus 8, daai raak bietjie vir my bietjie dodgy, as ou daarna gaan kyk. Maar ek dink enigiets tussen 12 tot 14, 15% kan gedoen word. Op ons indeks het dit ook getoon. Maar enigiets bo 15, 20, 25, 30% opwaarts, bly weg van daai skemas af. Ja. Dit is net vinnig, ons het 'n paar sekondes oor, maar dink jy dit kom ook neer op advertensiestandaarde wat omseil word? Ek dink so, want as ou ook gaan kyk, advertensies is eintlik die vlak, ek wil aansluit by julle, hè. So amper soos is dit mense is daai skaduwee om te sê maar dit is feitelike inligting. Maar dit is presies wat jy sê, dit is so 'n tydskrif waardeur jy gaan blaai. Dit is feitelike inligting, maar dit gaan nog steeds 'n call to action create want jy gaan nog steeds wil koop. So as jy wel na daai advertensie gaan kyk, is hulle 'n finansiële diensverskaffer met 'n registrasienommer, gaan kyk of dit geldig is daai diensverskaffernommer en gaan kyk die persoon wat ook die advies gee of hy dit wel kan wat sal verskaf en natuurlik sy het werd is. Ja, Thys en Elise, julle is so kundig en daarom het ons julle hier. So baie dankie ook. Nou verstaan ons dit ook 'n bietjie beter. Nou, as jy by ons wil adverteer, stuur gerus 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za en net hierna vind ons uit hoe om iemand met 'n leuen te betrap. Jy wil dit nie mis nie, bly ingeskakel.